Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, die inwonende Gees. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 24. Die Heilige Gees is die asem van die geestelike lewe in die siel. Die deelname van die Gees is die deelname van die lewe van Christus. Dit vul die ontvanger met die eienskappe van Christus. Die Heilige Gees sal die hart binnendring wat op niks kan spog nie. Die liefde van Jesus sal die leemte vul wat gemaak word deur die leegmaak van diself. Diegene wat Christus in sy ware karakter sien en hom in die hart ontvang, het die ewige lewe. Dit is deur die Gees dat Christus in ons woon, en die Gees van God, wat deur geloof in die hart ontvang word, is die begin van die ewige lewe. Ons sien Christus nie en praat nie met hom nie, maar sy Heilige Gees is net so naby aan ons op een plek as op 'n ander. Dit werk in en deur elkeen wat Christus ontvang. Diegene wat die inwoning van die Gees ken, openbaar die vrugte van die Gees: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid, goedheid, geloof. Die Heilige Gees moet voortdurend teenwoordig wees by die gelowige. Ons moet die feit dat die Trooster by ons moet bly, noukeuriger oorweeg. As ons hierdie waarheid individueel verstaan, behoort ons nooit alleen te voel nie. Wanneer ons deur die vyand aangeval word, wanneer ons deur versoeking oorweldig word, moet ons geloof in God vestig, want ons het sy beloofde woord dat ons nooit alleen aan die stryd oorgelaat sal word nie. Elke siel vergewe van sonde is kosbaar in sy oë, kosbaarder as die hele wêreld. Dit is teen 'n oneindige prys gekoop, en Christus sal nooit die siel verlaat vir wie hy gesterf het nie. Christus word deur die Heilige Gees verteenwoordig, en wanneer hierdie Gees waardeer word, wanneer diegene wat deur die Gees beheer word, die energie waarmee hulle deurdrenk is, aan ander kommunikeer, word 'n onsigbare koord aangeraak wat die geheel elektrifiseer. Ag, as ons maar almal kon verstaan hoe onbegrensd die goddelike hulpbronne is.